uit Lukas 6, vanaf vers 43 tot 45. Toe ek hierdie gedeelte deurgaan en ek praat met my vrou en ek vertel vir haar oor sy wil weet. En God het hierdie gedeelte het hy regtig op my hart ook gedruk, in hierdie gedagte. En ek wil graag aangaan en ook verder leer, ons lees in Hebreërs, Paulus skryf ook en sê, jy moet nie by melkkossies bly nie. Moenie net bly by die beginsel van die begindinge nie, van bekering en van die basiese beginsels van waar mens moet begin as Christen. Jy moet groei. So, ons het nou al 'n paar keer het ons bekering gedoen en ons het werke gedoen. En vandag, en dit is wat God op my hart gedruk het om mee te deel, en dit is, vandag moet ons luister. Vandag is dit 'n waarskuwing wat God rig. Ons gaan aangaan, maar die wat hoor, en elkeen van ons moet hoor wat God vandag sê. In Esegiel 3 vers 17 tot 21 word daar vir die profeet gesê, mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, dis nou die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand wys. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg te keer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku en jy het jou siel gered. Die lerende prediker in die gemeente het die verantwoordelikheid om te waarsku. As die lerende prediker van 'n gemeente nie die gemeente waarsku en die gemeentelede sondig, dan is daar die sonde op die prediker se hande. Daardie bloed, daardie sonde is op die prediker se gewete. En daarom staan ek vanmôre en ek kom na julle toe. Ek kom na die gemeente toe met 'n waarskuwing om te sê, luister vandag. Luister vandag na die woord van God. Want as julle dan gaan sondig is die bloed en die sonde op elkeen se hoof wat volhard in die sonde. En dis die boodskap vanmôre. As jy volhard in die sonde, en ons gaan vandag gaan ons kyk hoe God ons waarsku as jy gaan volhard daarin, speel jy met jou dood. Jy speel met jou verdoemenis. En vir die wat vandag luister, en die wat vandag hulle bekeer, en bekeer beteken jy draai weg van die sonde af. Jy volhard nie in die sonde nie. Die genade van God is, ja, as ons sondig, Jesus se bloed is daar om ons totaal te reinig van die sonde. Ons hoef nie te vrees vir die ewige dood. Ons hoef nie te vrees dat ons nie gered is nie. Ons kan daar die sekerheid hê. Maar as jy bly volhard in die sonde, dan moet jy wakker word. Dan moet jy versigtig wees van waarmee is jy besig. Jy dans met die duiwel. As ons volhard met die sonde, dan verag ons die genadegawe van Jesus Christus. Ons neem nie sy bloed aan nie. Want as jy nie in opregtheid lewe en in heiligheid voor God lewe nie, dan beteken dit dat jy nie die ware geloof het nie, want jy kan nie met die Heilige Gees in jou hart lewe en bly sondig nie. En so baie hoor ek van mense wat sê, ja, ons is maar sondaars. Nee, ons is nie sondaars nie. Ons was sondaars. Maar Jesus se bloed het ons gereinig, sy Gees het in ons kom woon, sodat ons geregverdig kan wees en nie meer sondaars nie. En dit is die verskriklike waarskuwing wat vanmôre in eerlikheid aan julle toe kom om te sê, luister,
Luister wat die woord van God sê. En die woord van God sê, dra vrugte, wat met die bekering was. Dan moet ons vandag in afsit. Jy moet ook lees. Terwyl ons nou breek, wat Jan Arend hier stil is. Kom ons lees Lukas 6 vers 43 tot 45. Want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie. En ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie, want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van die dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Dit wat ons sê, is dit wat in die mond uit ons hart uitkom. Vir die kinders, wie van julle het al ooit gesien dat jy van 'n doringboom lekker appels pluk? Niemand. Wie van julle het al lekker perskes gepluk sonder hierso van 'n stuk onkruid? Nee, want 'n goeie boom dra goeie vrugte. Aan die boom sal jy hom ken. Hoe lyk ons bome? Hoe lyk ons vrugte wat ons dra? Kan die mense regtig in dit wat ons sê, dit wat ons doen, dit wat ons dink, ons gedagtes, hoe is dit? Is dit in God se woord? Is dit besig met God se wil? Soek ons God se wil? En die belangrike is, vrees ons God. Want dit is een boodskap wat nie in die kerke verkondig word nie. Daar word verkondig, jy hoef nie meer God te vrees nie, want jy is mos nou, jou saak is reg. Ja, as jou saak reg is, hoef jy nie die oordeel van God te vrees nie. Maar as jy bly sondig, vrees God. Want God is almagtig en God slaan hard. Dis 'n klomp van ons wat al 'n paar winters gesien het. Dis 'n paar van ons wat al die straf en die toorn van God in ons lewens beleef het. Dis 'n paar van ons wat al beleef het as God met jou praat en hy vat jou aan jou oor en hy sê vir jou, nou luister jy. 'n Paar van ons het dit al ervaar. Vir die wat al jonk is en dit nog nie ervaar het nie, luister na die waarskuwings van mense wat dit wel ervaar het. God slaan hard. Hy slaan ongenaakbaar hard en hy doen wat hy moet doen, sodat ons moet luister. En dit is dis die pleidooi waarmee ek vanmôre kom luister. Hoe werk dit? Hoe werk dit om vrugte te dra? En daarvoor moet ons 'n bietjie teruggaan. En ons moet eers 'n basis lê om hierdie vrug dra regtig te verstaan binne die wonderlike evangelie wat God vir ons gegee het. En ons sien dat op 'n stadium het die moeder van die seuns van Zebedeus in Matteus 20 vers 20 tot 23. Lees ons die moeder van die seuns van Zebedeus kom toe daar aan met haar seuns na Jesus toe en buig voor hom neer om hom iets te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. Maar Jesus antwoord haar, luister nou na hierdie woorde, wat hy vir haar sê. Hy sê, julle weet nie wat julle vra nie. Hy sê, kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Nou hierdie is net voor Jesus se kruisiging. En wat is die beker wat hy gaan drink? Die beker wat hy gaan drink is die toorn van God oor die sonde van die mensdom. Dis die beker wat Jesus gaan drink. En hy het daar die beker geleer en hy het gesê, Vader, asseblief, as hierdie beker by my kan verbygaan, laat hom verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. En Jesus het daar die beker gedrink. Wat is daar die beker? Die beker van die grimmigheid en die toorn van God. Dit beteken die wraak van God, die straf van God, die geregtigheid van God oor die sonde. En dit is, God haat die sonde en God straf die sonde. En God is geregtig, hy sal nie die sonde ongestraf laat nie en hy het nie ongestraf gelaat nie. En dit is die beker wat Jesus Christus gedrink het. Baie sê nee, ons moet nie by die kruis stil staan nie, want daar is die graf is oop.
Baie staan by die kruis stil. Regtig? Ek moet saggies my sê. Baie staan by die kruis stil. En sê, hulle vergeet van die opstanding, maar die kruis en die opstanding is die wonderlike kern van die evangelie. Want wat is die kruis? Die kruis is die straf van God die Vader se geregtigheid oor die sonde van die mens. Hy laat nie die sonde ongestraf bly nie. En daar is Jesus. Hy het die kruis aan die kruis gesterwe. Hy het die sonde van die mens deur die kruis het hy op hom gelaai. Maar dis nie waar dit eindig nie. Hy is begrawe. En die Gees van die Vader het Jesus Christus uit die dood uit opgewek. En daardeur is ons deelagtig. Ek is asseblief vir die hanteer. Die Gees van die Vader het Jesus Christus uit die dood uit opgewek. En daardeur, deur die feit dat ons met ons geloof deelagtig geword het aan die bloed van Christus, wat hy ons gereinig van ons sonde, wat daardie sonde afgewas het, daarom het ons nou die lewe in ons, waar ons ook kan lewe, met die Gees van die Vader in ons, en ons sal dit nou lees. En dit is die wonderlike, die kruisiging en die opstanding is beide die kern van die evangelie. Met ander woorde, die beker wat Jesus drink is die kruis, die toorn van God wat hy drink. En as ons die nagmaal geniet, dan is dit daardie beker wat ons drink. En ons drink en ons sê, ons is deel van hierdie bloed, ons getuig saam as gemeente, sê, kyk hier, ons drink die beker soos wat hierdie wyn deel word van my. Net so is die Gees van die Vader en Jesus Christus is in my, is deel van my. En hy sê, ja, en dan die doop waarmee ek gedoop word, wat is daar die doop? Die doop is om die ou mens af te sterf. Soos wat hy neerdal in die water en opstaan, so sterf ons die ou mens af en staan ons op bekleed met die nuwe mens. En dit is dan ook, Jesus Christus het neergedaal en hy het in die doderyk ingegaan en hy het die dood oorwin deur die Gees van die Vader en hy het opgestaan uit die dode en dit was die doop van Christus. En hulle sê vir hom, ons kan, en hy sê vir hulle, dit is waar my beker sal julle drink. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om te sit aan die regter en aan die linkerhand, dis nie by my om te gee nie, maar vir hulle, vir wie dit deur my Vader berei is. Aan die ander woorde, ons gaan ook met die doop gedoop word, waarmee Christus gedoop is. Ons gaan ook die beker drink, en dit is die beker wat ons drink. En ons gaan ook op die aarde ly, ter wille van ons geloof. So met ander woorde, dit is die doop van Christus, waar hy neergedaal het na die doderyk. En dit is die beker van Christus, waar hy aan die kruis gesterf het. En dan kom ons nou by Romeine 6. Hierdie is die basis. Nou kan ons Romeine 6 behoorlik verstaan. Wat sal ons dan sê? Skryf Paulus. Sal ons in die sonde bly, dat die genade kan meer word, want ons het die genade van God ontvang, ons het die genade van Jesus Christus ontvang. Nou is daar sommige wat sê, maar goed, nou het ons die genade van God, Jesus Christus het vir ons gesterf, nou kan ons maar meer in die sonde lewe, dan kan God se genade ons nou meer word. Dan is dit ons nou eintlik oulik. Hoe meer ons sonde, hoe meer is God se genade vir ons so wonderlik. Dan is die nie stellig nie. As hy sê nie stellig nie, in nuwe Afrikaans en 'n mooi idioom wat 'n mens sal verstaan is nie jou taal. Dis nie hoe dit werk. Hy sê nee, jy kan nie meer sondig nie, want as jy in die sonde bly, dan verwerk jy die genade. Dis nie dat die genade weet waar die genade meer is. Is as jy werklik tot bekering kom, en dit is die punt waar ons nou is. Dis die punt waar elkeen van ons moet luister, waar staan ek in my lewe? As daar fout is in my lewe, is dit nou die tyd om reg te maak, en dan is die genade, maak nie saak hoe groot daar die sonde is. Op die stadium het jy nou 'n kans. Jou kans is nou, dit maak nie saak wat jy gedoen het. Dit maak nie saak hoe groot jou sonde was nie, want daar is nie 'n sonde groot genoeg, wat nie deur Jesus se bloed afgewas kan word nie. Dis die boodskap. Maar dit verskil met, ek gaan aanhou sonde.
Want as jy die woord gehoor het en jy hou aan sondig, dan verwerp jy die genade van God. Hy sê, nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Want jy moet daardie punt bereik om te sê, nou is dit klaar. Ek kies God, ek kies die lewe, en daarom sal ek nie meer sondig nie. Ek gaan uit die sonde stry, ek kies die lewe, ek kies om heilig te lewe, ek kies om nie te sondig nie, en ons gaan kyk om prakties wat beteken dit. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En dit is die doop. Dit is die wonderlikheid van die doop, net soos wat Christus in die dood gedoop is. Hy het na die doderyk neergedaal, hy was vir 3 dae en 3 nagte was hy in die doderyk. Hy het gesterf.